Welkom by dag 3 van ons reeks. Dit is 'n voorreg om u weer by ons te hê. In ons vorige sessie het ons geleer dat God se genade oral soek, selfs binne in die huis, en dat ons doelgerig en deeglik moet wees in ons bediening aan diegene wat weggedwaal het. Ons luister nou na 'n getuienis van leesstof-evangelis Anthea Sutherland oor die impak van die gedrukte bladsy. Goeiedag, my naam is Anthea Sutherland en ek is 'n leesstof-evangelis vir gesin, gesondheid en onderwysdienste. Vandag wil ek met julle meedeel 'n getuienis van 'n sendingsveld wat die Here seën en heilig. Die klop aan die deur. Wel, een Sondagoggend was daar 'n klop aan ons deur. 'n Jong seun tussen die ouderdom van 12 en 14 jaar oud met 'n boek in sy hande. Hy is 'n jong kerklid van die Sevende Adventiste Kerk in Mountain View College in die Filippyne. Hy het die skoolvakansie besluit hy gaan kompeteer en sy ouers help om sy skoolfonds te betaal. Nou hierdie was sy eerste keer in die leesstofbedieningsveld en ons was sy eerste huis waaraan hy geklop het. Nou die vorige skoolvakansie het ons ook die geleentheid gehad om vir 6 weke te kompeteer en het 'n hele paar boeke nog oorgehad in die rak. Nou, die spesifieke boek in sy hande was een van hulle en so ook ons gunsteling leesstof om voor te stel aan gesinne met kinders. The Life of Jesus. En hierdie boek was een van ons beste verkoper. Nou ek deel toe met die seun van ons ondervindinge in die leesstofbediening en so kan julle net indink in sy posisie. Het hy elke woord en raad aangegryp wat hy kon. Ek was toe in my hart aangeraak om met hom 'n proposisie te deel en wat hom kan ondersteun en bemoedig. Nou die leesstof in my rak sal ek aan hom voorsien teen kosprys en so kon hy elke dag 'n ekstra geldjie werf. So elke dag kan hy 'n boek by my kom haal en kyk of hy dit kan verkoop of bestellings kan ontvang. En dit het vir hom meer opsies geskenk om mee te demonstreer. Met elke boek het ons saamgesit en gekyk na die beste manier hoe om die boek te demonstreer aan die mense wat hom ontvang. So kan ek ook hom van die opleiding gee wat ons ontvang het in die verlede deur middel van die LMS opleiding 1, 2 en 3. Die jong seun was so ook onder dieselfde leier wat ons was die vorige vakansietyd en ons wat nou 6 weke bedien het ook die finansiële sake goed geken. Ek het met die seun die pryslys meegedeel waarvan hy nie goed bekend was mee nie en so kon hy ook vooruit sien wat die kospryse van die boeke was. Ek verduidelik toe ook aan hom wat sy deel van inkomste sou uitwerk nadat hy die leesstof verkoop het en wat die persentasie ooreenkomsbetaling aan die leier wat hy moet gee na die einde van die skoolvakansie moet wees. Die ooreenkoms met ons boeke wat op die rak was, het hy dadelik sy deel ontvang en so kon hy sy etes en vervoerkostes dek om elke liewe dag uit te gaan. Ek het met hom gedeel dat hoe hy die bediening kan bestee, is om die boeke se kospryse dadelik af te betaal en deur gebed en vertroue in God te plaas, die een wat sy boeke verkoop. En hy is net 'n instrument om die leesstof wat hulpmiddels is te voorsien aan die mense. Nou die geestelike benadering en metode het die seun baie waardeer, want hy was onder die indruk dat hy net 'n verkoopsman is. En toe die dieper betekenis verstaan dat hy 'n disipel is van Jesus Christus en dat die leesstofbediening 'n baie hoë roeping is in die sendingsveld van God. Hy het begin verstaan dat dit belangrik was om saam met hulle wie hy ontvang te bid, want die waarde van daardie leesstof praat met hulle harte en sy fokuspunt moet altyd Christus gesentreerd wees om God se liefdeslig en hoop aan hulle te vertel. Nou ek as 'n leesstof-evangelis het so ook in daardie tyd hare gesny vir 'n ekstra inkomste en kon hierdie seun 'n gratis haarsny offer. Hy was bemoedig en met opgewonde gereed vir die sendingsveld. Nou die volgende dag het hy gekom en 'n boek kom haal en hy het saam met my gesit om te kyk hoe die beste manier is om daardie boek
te illustreer. En daardie boek kon ekstra bygevoeg het met die boek wat al reeds in sy rugsak was om voor te stel aan die mense. Die boek Cole Porter Ministry, geskrywe deur Ellen G. White, het ons twee elke dag saam gelees en saam gebid voordat hy uitgaan. So party middag het hy na my huis toe gekom en saam met ons middagete geëet. En daarna het hy verder uitgegaan. So kon ek elke dag sien die groei in die jong seun se karakter en selfvertroue in die leesstofbediening en hoe die sendingsveld vir hom meer en meer van 'n doel gee vir sy jong lewe. En as julle kan onthou, het ek genoem, hy was tussen die ouderdom van 12 en 14 jaar oud. Hy het my vertel hoe hy ook jong mense wil uitvat met die volgende skoolvakansie. Die seun het bestellings gekry, verkope gedoen, en sy leier het vir hom gereeld die bestellings se boeke gebring. En so ook gehoor dat ons hom help en ondersteun. So kon ons weer eens 'n getuie wees aan daardie leier. Want ons, ook saam met hom in die canvassing tyd, het my man, leraar Herman Sutherland, 24 internasionale leerlinge gehelp oplei en hulle uitgevat. Op die einde van die seun se skoolvakansie kon ek en die jong man saam sit en sy verkope-lys deurgaan en met hom meedeel hoeveel sy inkomste moet wees na die persentasie van die aankope en die deel van die leier se aftrekke. Die Here het die jong man ryklik geseën en die doel van die seun was bereik. Hy het al sy wins vir sy ouers gegee om sy skoolfonds af te betaal vir die res van daardie jaar. Julle kan net indink hoe daardie ouers kon voel. Hoe trots hulle was op hulle seun se toewyding en getrouheid deur daardie vakansietyd en sy geestesgroei. Hy het later van tyd weer kom inloer by my en met my meegedeel dat sy ouers vir hom van die geld gegee het vir sy eie gebruik ook. Nou die waardes wat die seun geleer het, kon alleenlik kom van die leiding van die Heilige Gees. En ek glo sal binne in hom bly om terug te kyk na en daarop te bou vir sy toekoms. Wie weet, dalk is hy vandag 'n evangelis van beroep. Vandag verwelkom ons leraar Hendrik de Windaar in sy boodskap, die vader wat hardloop en die broer wat weier. Kontrasteer hy twee soorte verlorenheid en openbaar die ongelooflike liefde van 'n vader wat weier om op enige van sy kinders op te gee. Goeiedag liewe vriende, baie welkom by dag 3 van ons Afrikaanse leesstofbediening week van gebed. Kom ons sluit ons oë. Here Jesus, baie dankie vir die voorreg van verlossing, die voorreg van die belewenis van redding. En dit is my gebed dat soos wat ons hierdie paar oomblikke in u woord gaan spandeer, dat u dit in ons harte sal wakker maak, dat hierdie belewenis van redding nie net ons sin moet wees nie, maar iets moet wees wat ons deel. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons is besig met 'n reis deur Lukas 15 tot vandag toe. En op die eerste dag het ons gekyk na daardie herder wat die verlore skaap gaan soek in die woestyn. Op die tweede dag was dit die vrou wat haar huis uitgevee het in die hoop om haar die verlore muntstuk te kry. En albei hierdie gelykenisse leer ons dat God ons soek, dat God ons red, dat God ons gaan kry en dat die hemel dan bly is daaroor. Vandag kom ons by 'n derde gelykenis in Lukas 15, die hoogtepunt van hierdie 3 verhale. En dit is dalk die mooiste verhaal wat Jesus nog ooit vertel het, die gelykenis van die verlore seun. En alhoewel ons almal baie mal is oor hierdie verhaal, mis ons baie keer die dieper punte wat in hierdie verhaal tevoorskyn kom. Sien, hierdie verhaal gaan nie net oor een verlore persoon nie. Dit gaan oor 2 verlore seuns. Daar's 2 maniere om verlore te wees. Eerstens is daar die seun wat weggeloop het, sy rug op die vader gedraai het, homself uit die huishouding van die vader verwyder het. Maar tweedens is daar ook die verlore seun wat tuis gebly het, maar in sy hart bitter geword het. Hierdie teks in Lukas 15 waarsku ons eintlik juis dat die gevaarlikste soort verlore wees is juis die soort wat tuis bly, maar wat 'n verharde hart het. Ons begin ons verhaal van hierdie gelykenis in Lukas 15 vers 11 en 12. Hy het gesê, Jesus het gepraat, 'n man het 2 seuns gehad. En die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom, en hy het die goed tussen hulle verdeel.
Ons vind in die verhaal in Lukas 15, 2 seuns en 1 vader. En 'n liefde wat hierdie vader het, wat so oordadig is, dat dit alle eerbaarheid, alle waardigheid oortref. 'n Vader wat 2 keer na buite loop, buite in die koue. Een keer het hy gegaan om 'n rebel te ontmoet, wat nader gekom het, en 'n ander keer het hy gegaan om met 'n wrokkige seun 'n gesprek te gaan voer. En dis die beeld van God, wat ons in Lukas 15, vers 11 tot 32 sien. Dit is die beeld wat ons in elke daad van leesstofbediening hierdie week moet raak sien. Ons fokus gewoonlik die meeste op die verhaal van die jongste seun. Sy verhaal volg 'n dramatiese verloop. Hy eis sy deel van die vader, hy vertrek, hy tref rotsbodem en hy kom tot besinning en uiteindelik keer hy terug huis toe. Maar ons moet nie te haastig deur hierdie punte lees nie, want daar's baie meer aan die gang as wat die mens op die oog af kan sien. Ons lees in vers 13 van Lukas 15. Na baie dae het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. Die seun vertrek na 'n ver land, en hierdie gaan nie net oor die afstand wat hy gereis het nie, maar oor hoe ver die morele en geestelike verval was. Hy het gegaan op soek na vryheid. Hy wou nie meer in die vader se huis met die vader se reëls bly nie, maar uiteindelik sit hy in 'n vreemde kraal en varke voer, die laagste vlak vir 'n Joodse man om homself te bevind. Dis presies hoe sonde werk. Dis die eeuoue patroon van sonde. Daar is hierdie valse belofte dat jy totale vryheid kan beleef binne in sonde, en dan is daar die realiteit dat hierdie sonde jou uitlewer eintlik aan slawerny. Spreuke 14 vers 12 som hierdie tragedie soos volg op: daar is 'n weg wat vir 'n mens reg lyk, maar die uiteinde daarvan is weë van die dood. Die pad na die ver land het vir hierdie seun reg gelyk en dit het vryheid beloof, maar dit het geëindig in hongersnood. En dit is presies wat leesstofbediening se boeke so kragtig maak. Boeke soos Skrede na Christus en die gelykenisse van Christus probeer nie die slegte dinge van die lewe mooi praat nie. Nee, hulle is eerlik oor die mens se toestand, maar hulle wys dat daar vir ons 'n beter land is, 'n beter pad is. Wanneer ons hierdie boeke in mense se huise inbring, gee ons vir hulle 'n alternatief vir hierdie ver land. Ons wys hulle die pad terug na die Vader se huis waar hy wag. Ons lees in verse 17 tot 19 dat hy het tot homself gekom en gesê: hoe baie huurlinge van my vader het 'n oorvloed van brood, en hier vergaan ek van die honger. Ek sal eerder opstaan en na my vader gaan, en ek sal vir hom sê: Vader, ek het gesondig teen die hemel en teen u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maak my soos een van u huurlinge. Die woorde wat sê hy tot homself gekom, is een van die diepste maniere waarop die evangelies bekering beskryf. Jy sien, dis baie meer as om net jammer te wees of 'n verskoning uit te dink vir my gedrag. Dit is werklik 'n geestelike ontwakening. Vir die eerste keer sien hierdie seun dinge soos wat dit werklik is. Hy sien die skerp kontras tussen sy huidige ellende en die oorvloed van waar hy uiteindelik kan wees. Die apostel Paulus beskryf hierdie hartsverandering in 2 Korintiërs 7 vers 10. Hy sê: die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding, maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Om hartseer te wees oor jou foute voor God gaan meer as net as gevoelens. Dit gaan oor aksie, dit gaan oor rigting, dit gaan oor waar jy jouself posisioneer. Dis soos die verlore seun wat die besluit geneem het om weg te draai en die pad terug huis toe aan te pak. Daardie oomblik wanneer jy kies om weer na God toe te draai, is al wat nodig is vir sy genade om oor te neem. Bekering is nie iets wat jy betaal om dit te verdien nie. Dis nie iets wat jy betaal sodat jy genade kan kry nie. Bekering is eerder die rigting waarin jy begin loop, waartoe jy jou draai, wanneer God se genade jou alreeds gevind het. Ons lees verder in vers 20 tot 22. Die seun het opgestaan en na sy vader gegaan.
So eenvoudig soos dit, opgestaan en na sy vader teruggekeer. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en hy het gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed, trek dit vir hom aan, gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete. En die seun was bereid om te smeek om eerder as 'n slaaf te werk, die laagste vlak van die vader se huishouding. Maar wat doen die vader? Hy verwelkom hom eerder soos 'n prins, soos 'n kind in die huis. En verder nog neem die vader die vernedering van die seun af weg en hy verneder homself in die seun se plek. Sien, in antieke tye, in Bybelse tye, was dit eintlik onaanvaarbaar vir bejaarde of ouer mans om enigstens te hardloop. Dit was iets wat kinders gedoen het. En dit was 'n vernedering vir 'n ouer man om enigstens hastig te beweeg of te hardloop. Waar hierdie gemeenskap waarin die seun terugkom, waardeur die seun moet loop om terug tot by sy vader se huis te kom, dalk na hom met vernedering kon kyk, met afskie kon kyk oor wat hy gedoen het, kom die vader en hy kanaliseer daardie vernedering na homself toe. Hy hardloop waar mense hom kan sien en hom eerder as vernederd sien, sodat die seun veilig by die huis kan aankom. Dis presies wat Jesus vir jou en my doen. Hy neem die vernedering wat op ons moet kom, eerder op homself. God se genade gee nie net vir ons maar net 'n tweede kans nie. Ja, genade gee kans op kans op kans, maar genade gee ook 'n nuwe lewe. En hierdie vader gee vir hierdie seun nuwe klere, wat dit herstel sy eer en waardigheid. Dit gee vir hom 'n ring vir sy vinger, dit herstel sy plek in die familie, en dit gee vir hom skoene, wat bevestig dat hy 'n kind in die huis is, want slawe het kaalvoet geloop. En dan is daar die groot fees, 'n groot partytjie, 'n groot ete. Dit is die wonder van genade. Dit sit ons nie net terug waar ons was voor ons foute nie. Nee, dit vat ons eintlik verder, dit herstel ons na wie ons eintlik kan wees, seuns en dogters van God. 1 Johannes 3 vers 1, kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. En om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Ons is kinders van God, ons is nie slawe nie, en ook nie net tydelike lede wat ons self eers moet bewys nie. Die oomblik wanneer ons terugdraai na die Vader, is ons volwaardige kinders van sy huis. God herstel ons status onmiddellik, en hy doen dit met oorvloed. Dit is die hart van die boodskap, wat ons met die wêreld moet deel. Dit is die evangelie, dit is die goeie nuus. Die goeie nuus, die evangelie, is nie 'n godsdiens waar jy punte moet verdien, of aanteken, of moet presteer, voor jy aanvaar word nie. Dit is 'n verhouding, waar jy onmiddellik as 'n seun en 'n dogter herstel en aanvaar word. En dan skuif die fokus na die ouer broer. En die storie neem 'n rigting wat die lesers, die eerste lesers, dalk onverhoeds betrap. Want op die oog af is hierdie oudste broer die perfekte kind. Hy is naby die huis, hy's gehoorsaam, hy's hardwerkend, hy het nooit weggeloop nie, hy het nooit vir sy vader gevra, gee my erfporsie nie. Maar ten spyte van al hierdie goeie dinge, is hy smoorkwaad. Sy fisiese teenwoordigheid by die huis beteken duidelik nie dat sy hart naby sy pasin is nie. Ons lees in vers 25 tot 28. Sy oudste seun was in die veld, en terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beurtsange, en hy roep een van die diensknegte na hom en vra wat dit beteken. Die sê toe vir hom, u broer het gekom, en die vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy u broer gesond teruggekry het. En hierdie ouer broer, hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom. Die woorde wat die oudste broer kies, verklap presies wat in sy hart aangaan. Al hierdie jare dien ek u.
In die oorspronklike betekenis sê hy eintlik, ek werk vir u soos een van u slawe. En hoewel hy alles gedoen het wat van hom gevra is, het hy nooit soos 'n geliefde seun gevoel nie. Ja, hy was fisies teenwoordig in sy pa se huis, maar hy was eintlik 'n vreemdeling vir sy pa se hart. En dis presies die ingesteldheid waarteen Jesus in sy bergpredikasie waarsku. Wanneer hy sê in Matteus 6 vers 1, pas op dat julle nie julle liefdadigheid voor mense bewys net om deur hulle gesien te word nie. Anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemel is nie. Die oudste broer het al die regte dinge gedoen, maar met die verkeerde gesindheid en vir die verkeerde rede. Vir hom was gehoorsaamheid 'n prestasie, iets wat hy gedoen het sodat hy punte kon verdien, eerder as 'n verhouding met sy pa. Dit beskryf een van die grootste gevare in die kerk vandag. Sien, die grootste gevaar in die kerk vandag is nie 'n openlike opstand teen God nie, maar dis eerder 'n vreugdelose godsdiens. Die grootste gevaar is nie hulle wat fisies wegdwaal nie. Dis eerder hulle wat weier om deel te wees van die feesmaal, omdat hulle harte verhard is. Daar's twee maniere om hierdie punt te mis. Daar's twee maniere om weg te dwaal. Die jongste broer om weg te loop, die vader te ignoreer, maar die oudste broer om tuis te bly, maar God se hart heeltemal te mis. Te mis deur eerder op jouself en jou eie goeie dade te fokus. Die jongste broer se terugkoms het glad nie vir hierdie ouer broer blydskap beteken nie. Dit het hom eintlik verbitterd gelaat en sy weiering om die feesmaal binne te gaan is 'n hartseer prentjie van 'n kerk wat vergeet het hoekom hulle hier is. En dit is om fees te vier wanneer iemand na God terugdraai. Paulus gee vir ons die regte alternatief in Romeine 12 vers 15. Wees bly met die wat bly is en ween met die wat ween. Wanneer iemand wat verlore is huis toe kom, behoort ons eerste reaksie nie 'n kritiese ondersoek te wees van daardie persoon nie. Dit moet 'n fees wees. Die oudste broer gesindheid is egter een wat koud en berekend is. Een wat glo jy kry wat jy verdien. En hy kan nie bly wees saam met iemand wat onwaardig is en as daardie persoon dieselfde liefde as hy ontvang nie. In sy kop dink hy, maar hy het sy plek aan die tafel verdien deur al hierdie harde werk en gehoorsaamheid. En as hierdie ingesteldheid in die kerk posvat, word dit 'n koue en onvriendelike plek vol van veroordeling. Die hartseer is dat so 'n kerk juis hierdie selfde mense wegstoot na wie die Vader met oop arms hardloop. Vers 31 en 32 van Lukas 15. Hy sê vir hom, kind, jy is altyd by my. Alles wat myne is joune. Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en hy het weer lewendig geword. Hy was verlore en is weer gevind. Die Vader stuur nie 'n boodskapper om met die kwaai oudste broer te gaan stry nie. Hy gaan self uit, dis ook 'n aksie van genade. Dit is die Vader se tweede uithardloop in die storie. Een keer gaan hy na die rebelse jongste seun en nou na die verbitterde oudste seun. En die gelykenis eindig dan sonder 'n slot. Ons weet nie wat die oudste seun uiteindelik besluit het, of hy ingegaan het na die fees of nie. En Jesus los hierdie einde oop vir die fariseërs van daardie tyd, maar ook vir jou en my vandag. Dit herinner ons aan die boek Jona, wat op dieselfde manier net ophou, met 'n profeet wat homself kwaad geag het oor wat God kon doen, verander. Hy sit buite die stad, hy weier om bly te wees, omdat ander mense hulle tot God bekeer het, en God antwoord hom, mag ek Ninive die groot stad nie spaar nie, waarin meer as 120.000 mense is, wat die onderskeid tussen hulle regter en hulle linkerhand nie weet nie, en nog baie vee. Die hele storie loop uit op hierdie deurslaggewende vraag wat in die lug bly hang. Moet ek die mense wat verlore is nie gaan soek nie? Moet ek nie fees vier wanneer hulle gevind is nie? En dan die mees persoonlikste vraag, wat regstreeks aan die oudste broer en aan elkeen van ons gevra word, sal jy die feesmaal saam met my binnekom? Hierdie gelykenis tref ons op die diepste, wanneer ons dit nie meer net lees as 'n storie van twee seuns nie,
maar as 'n openbaring van die hart van die Vader. Die Pa in hierdie verhaal is die presiese beeld van wie God is. Alles wat hy in hierdie verhaal doen, sy geduld, sy passie, sy bereidwilligheid om homself te verneder vir beide die rebel en die verbitterde, moet die bouplan word van hoe ons sending werk doen. Om werklik mense vir God te wen, beteken dat ons ook na die gebrokenis sal hardloop. Dit beteken dat ons nie wag vir 'n sondaar om eers sy lewe agter mekaar te kry, homself mooi skoon te maak, voordat ons hom met oop arms ontvang nie. God se aard is altyd om die eerste stap te neem. Hy wag nie vir ons nie, hy kom soek ons op waar ons is. Apostel Johannes verduidelik dit soos volg. 1 Johannes 4 vers 19, ons het hom lief, omdat hy ons eerste lief gehad het. In vers 10, hierin is die liefde. Nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het, as 'n versoening vir ons sondes. God het die eerste stap geneem. Hy het gestuur, eerste lief gehad, eerste beweeg. En in hierdie gelykenis sit die pa net op die stoep en hoop dat sy seun eendag huis toe sal kom nie. Hy hou die pad dop, hy hou die horison dop, en die oomblik wat hy sy seun in die verte sien, begin hy hardloop. Hierdie selfde gesindheid is die hartklop van ons leesstofbediening, van evangelisasie. Ons wag nie dat mense na ons toe moet kom nie, ons dra die boodskap na hulle huise toe, ons gaan waar mense is, in plaas daarvan om te wag dat hulle ons moet kom opsoek. Elke geskenk wat die Vader vir sy seun gee, is nie sommer net 1% nie. Dit spreek direk tot wat sonde gesteel het. Waar sonde hom kaal, magteloos en soos 'n vreemdeling gelaat het, gee die Vader sy geskenke van menswaardigheid in sy plek in die huis terug. Hierdie patroon van totale herstel, waar elke verlore deel weer reggemaak word, is presies dit wat ons vind in Jesaja 58 vers 6 tot 7. Is dit nie vas wat ek verkies het, dat julle losmaak die bande van goddeloosheid, dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk breek nie? Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het, en elendiges en swerwelinge in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee, en jou vir jou eie vlees nie verberg nie. Die evangelie is nie 'n godsdiens van prestasie nie. Dit is 'n verhouding van herstelde kindskap. Wanneer ons literatuur versprei, is ons missie om meer as net feite te deel. Ons dra as te ware die gesindheid van hierdie Vader na elke huis, en dan tree ons hemelse Vader in. Dan kom ons hemelse Vader en bedek mense. Dit gee hulle menswaardigheid, dit voed mense, dit gee hulle geestelike voedsel, dit bring mense in, so wanneer God hulle nooi om 'n plek te kom deel waar hulle eintlik behoort. Leesstof in mense se hande moet hierdie gees asemhaal. Dit is nie blote leerstellige inligting nie. Dis 'n hartlike uitnodiging na 'n Vader wat hardloop om sy kinders in te bring. Ja, Jesus eindig die verhaal sonder om vir ons te sê of die oudste broer uiteindelik besluit het om die feesmaal binne te gaan. Dis nie 'n fout in die vertelling nie, dis eintlik 'n baie goeie verhaalstrategie. Die oop einde is eintlik 'n uitnodiging. Dit sê vir elke een wat die verhaal lees, jy is nou vry om te besluit. Gaan jy jouself afsluit met jou eie reg wees, of gaan jy die Vader se genade aanvaar, die uitnodiging van Openbaring 22, wat weer klink in vers 17. En die Gees en die bruid sê, kom, en laat hom wat hoor sê, kom, en laat hom wat dors het, kom, en laat hom wat wil die water van die lewe kom neem, verniet. Die Gees en die bruid roep albei, kom. Almal wat dit hoor moet dieselfde sê, kom. Dit vorm 'n deurlopende ketting van uitnodigings, waar elke lid van die kerk 'n belangrike skakel is. Omdat ons die uitnodiging gehoor het, omdat ons die uitnodiging aangeneem het, het ons nou die voorreg en die opdrag om die uitnodiging met ander te deel. Die feesmaal is reg. Die Vader het ons reeds na hom toe uitgenooi. Die vraag is nou, gaan ons ingaan en teruggaan om saam ook ander uit te nooi?
Ons het nou die einde van Lukas 15 bereik. 3 gelykenisse. 3 gelykenisse wat die verhaal van 3 dinge wat verlore was vertel. 3 dinge wat teruggevind is. 3 uitbarstings van vreugde. En saam vorm dit hierdie deurlopende kragtige beeld van God. 'n God wat soek, 'n God wat dra, 'n God wat hardloop, 'n God wat telkens bly uitreik, 'n God wat nooit moet opgee nie. Nie met die ooglopende sondaar nie, maar ook nie met die een wie se verlore wees meer subtiel is nie. Terwyl ons die tweede helfte van ons week van gebed vir leesstofbediening aanpak, neem ons hierdie 3 beelde saam met ons. Daar is die herder se vasberadenheid. Daar is die vrou se stelselmatige soektog. En daar is die Vader se hardlopende liefde. Hierdie is nie net mooi prentjies van God nie. Dis 'n roeping van wat die kerk behoort te wees. Efesiërs 2 vers 4 tot 5 sê, maar God wat ryk is aan barmhartigheid, het ons deur sy groot liefde waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was in ons misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered. Selfs toe ons geestelik dood was, toe ons onsself in 'n ver land bevind het, en selfs terwyl ons huiwerig buite die feesmaal bly staan het die Vader ons kom vind. Die Vader bly kom. Hy het bly na ons toe hardloop. Die wonderlike nuus is, die Vader hardloop nog steeds. Mag ons die vrymoedigheid hê om vandag in pas saam met hom te hardloop na die verlorenes. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, hierdie wêreld staan vol verlore mense. Mense wat die Vaderhuis die rug gekeer het. Mense wat geroep moet word om terug te kom na die Vaderhuis toe. En Here, dit is my gebed dat U elke een van ons sal gebruik om een van daardie mense aan te raak. Een van daardie mense terug te nooi na die Vader se huis toe. Maar Here, dit is ook moontlik dat ons dalk in ons harte die oudste broer-sindroom kan hê. Die idee dat ons beter is as ander, dat ons verhewe is, dat ons nader aan heiligheid is as ander. Here, vergewe dit in ons harte. Maak ons opreg in ons soeke na verlore sondaars. Laat die Vader van Lukas 15 se hartsgesindheid ook sigbaar word in ons as die kerk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie leraar De Winnaar vir hierdie roerende uitbeelding van die Vader se hart en die uitnodiging om deel te word van die fees van genade. Assistent uitgewers direkteur Chris Nagel sal ons nou in die gebed voortgaan. Kom ons bid spesifiek vir die verlore seuns in ons eie families en vir diegene wat dalk met die vreugdelose gees worstel. Ons dierbare Hemelse Vader, ons kom voor U en ons lê ons medebroers en susters voor U neer. Die gelykenis van die verlore seun het soveel diep betekenis vir ons, dat ons sien al die verlore seuns en verlore dogters wat in ons families is, wat soms hardkoppig is en nie die waarheid wil aanvaar nie, of dat dit nie vir hulle gemaklik is of gerieflik is nie. Dat hulle aan wêreldse of watse ambisie ook al hulle vashou, dit hulle verhinder om 'n keuse te maak vir U koninkryk. Selfs in ons kerke, Here, is daar mense wat in dieselfde omstandighede sit. En soms weet ons dat hulle het weggestap vir een of ander rede, vir 'n rede wat iemand hulle seer gemaak het, vir 'n rede wat hulle dalk nie saamstem, vir redes wat ons soms nie altyd weet nie, en soms nie altyd vertel word wat daardie redes is nie. Maar ons weet, Here, dat U weet. En wat ons nie kan doen, nie kan U doen. En daarom bring ons hulle vandag na U toe en vra, Here, hoe ook al U ons kan gebruik,
om na daardie mense te gaan en hulle weer terug te bring na die kerk toe. Om ons familie, want u weet dat 'n profeet word nie erken in sy eie land nie. Ons gesinne, ons families, soms kyk hulle na ons en dan sê, maar ek weet wie is jy? En ek weet wat se tipe mens jy was. En daarom luister hulle nie altyd na ons nie. Maar Here, iets wat ons kan deel. Al is dit 'n boek, al is dit net 'n besoek, al is dit net dat ons vir hulle kan bid. Here, want ons weet dat gebed meer doen as wat ons kan doen. Here, ons vra asseblief dat U hulle so sal lei, dat hulle U sal sien deur ons, deur dit wat ons doen. Nie ons raak sien nie, maar dat hulle U sal sien. En dan is daar ook die oudste broers wat in ons kerk is, die oudste broers in ons families wat soms dink hulle is op die regte pad. Getrou, aan kerk toe, heel moontlik op die verkeerde dag. Maar Here, U weet dat mense soms in 'n wanpersepsie lewe en nie die waarheid wil raak sien nie. Of dit nog nie raak sien en waarom dit regtig belangrik is nie. En dis ons werk, Here, dat U ons sal stuur om hulle bewus te maak van die waarheid. Nie deur onsself nie, Here, net deur U, net deur die Heilige Gees se inwerking. En daarom is dit so belangrik in hierdie spesifieke tyd dat ons sal, Heilige Gees, dat U ons sal lei. Om selfs die ouer broers in ons kerk te help, dat hulle sal weet, dat hulle nie op 'n koue, formalistiese manier moet optree nie, Here, maar in liefde en omgee en vrede en aanvaarding van broeders en susters wat nie wat weggestap het as gevolg van verskillende redes. Soms is hulle daardie rede waarom mense weggestap het. Here, net U kan hulle harte verander en ons hart verander. Here, want ons kan nie vinger wys nie. Ons almal het gesondig. En ons almal staan skuldig voor U. Maar help Here dat ons U liefde so uitstraal, Heilige Gees, dat ons U deur ons werk, dat ons net 'n klein liggie sal wees, wat mense sal wys om op te kyk na die groot lig, en dat mense sal wel terugdraai en terugkom na die kerk toe. Daar is soveel tyd wat verbygegaan het, en daar is so min tyd wat oor is. En ons vra U asseblief, dat U hierdie tyd so sal gebruik, dat U koninkryk daardeur sal baat, en U daardeur sal verheerlik. In Jesus se naam vra ons dit. Amen. Ons sien uit om U môre weer te sien vir dag 4. Ons spreker sal leraar Werner Eiselen wees.